je kan staan. Maar vanmorgen bid jullie Heer, steek u weg achter je kruis. Menselijkheid dood, maar lieve Heer, net die geest. Maar vanmorgen kom bid lieve Heer dat hierdie woord nie op dode grond sal val nie. In Jesus machtige naam. Halleluja. Amen. Amen. Ons kan maar sit, geliefdes. Mattheus 24 vers 13, maar die volhard tot die einde toe, die sal gered word. Ek groet vanmorgen in die mooie naam van die Here, bevoorrecht in genade. Ek weet nie. As nou maar ek nou laat gekom het, geef my die ander mic wat jy draad aan het nie. Praise. Ek weet nie, as jy nou met ek laat is, dat ons so vast sit. Ek vraag verskoning omdat ek laat is, my kaars, ek het ons opgepak, en ons moes begin taxi's vat. Ek het iemand gebel en toe sê vir my, ja, jy moet net die kom uitspreek dat jy waar nie is, hoekom bel ek om nie? Prys die naam van die Here. Maar ek is bevoorrecht om vanmorgen hier te wees, toe ek inkom. Die vat moet God in my aan, omdat ek laat is en nie vir hom groet nie. Hy is wonderlik gegroet die naam. En die mooie naam van die Here. Sister, hy is gegroet. Allemaal daar achter, julle is gegroet. Junior, die vat ons ook al die pastoren aan. Baie dankie vir dit. Allemaal is gegroet in Jesus' naam. Amen. Ek is vanmorgen blij, Sister Trice is ook wonderlik gegroet. Ek weet nie, kom sy het van my op die lip vanmorgen nie. Maar dankie vir dit ook. Mensen, my hart voel so wonderlik. Ek gaan nie lang gewoon nie, ek het gistermiddag die grense naartoe maak. Van vanmiddag af gaan julle sê, die weermacht staan saam met die polisie op elke grenspost. Elke dorpie waar julle ingaan. Gaan ons maak toe. Ons gaan later toe maak, want ons het julle met iets bykie meer drink. Dat hulle kan dronk, as ons hulle voorbij ry. Dit was my opdracht geweest, maar nie nou ochtend saam met die polisie gaan nie. Dat hulle drink. As hulle dronk is en hulle begin ry, dan kom jy aan my in. En die armee het verander, broer Petrus, ons vat. En as ek aan jou vat, dan los ek jou nie weer nie. Ek wil morgen los. Maak het van die Here dankbaar om hier te wees, die kinders van die Here. Pastor Piet, baie dankie vir die geleentheid. Wat jy vir my geskep het. Ek is die hele naweek aan diens. En Pastor Piet het het goed gesien om my Joost vandag op te sit as morgen, want morgen sal ek nie kan kom nie. Ek is die hele naweek officier van diens, dis ook ek gesê die grense word toegemaak. Alle dorp mense word toegesluit. En die officier van diens het gesê. Ek gaan nie vir u lang opbou nie, ek moet nog weer uitgaan voordat hulle die grense toemaak. Want ek weet met wie gaan ek uit die en die drywers kan erom raak. En dan is ek ook in die moeilikheid. Ek moes gisteraand, omdat ek nog so onseker was oor hierdie kaart van my wat sy gevels opgepak het, moes ek gisteraand baie vinnig my goed ons achter mekaar kry. Maar die woord van die Here in Mattheus 24 is vir my so wonderlik. Tot daar by nommer 13. Die Bybel sê, toe die Here in die tempel uitbeweeg, toe hy op pad gaan na die Olyfberg toe, toe kom sy disciples aangestap en hulle vra vir hom, kom ons wys hoe jy gou al hierdie mooi vertrekken, maar hy sê vir hulle voorwaar, elke klip op hierdie vertrek sal nie staan te bly nie. Hulle verstaan nie, wat sê die man vir hulle nie, en terwyl hy opgaan na die Olyfberg toe, gaan hulle saam met hom en hulle vra, Here, gee vir ons 'n teken of iets wat ons kan verstaan. Daar sal verleiers kom in my naam.
om vir julle te kon verlei. Hy sê, as hulle hongersnood inkom, en julle sal honger word, maar julle moet my vertrou. Die Bijbel, die vers 13 sê, wie volhard tot die einde sal gered word. Om gered te word, moet jy volhard. Om gered te word, moet jy volhard. En die Bijbel sê tot aan die einde, moet jy volhard. En as ek so aan die volharding kyk, dan sien ek as lekker om te volhard. Is lekker om by die Here te wees. Is lekker om te sê die Here is goed vir my. Ek volhard, halleluja. Maar wil jy morgenoggend by daar 'n windjie en dan maak jy jou moedeloos. En as moedeloos aangestap het, dan staan volharding net so 'n bietjie terug. Want ons kan nie saamloop nie. As die kerk maar so 'n bietjie onder is, dan sit ons maar. Ons is maar moedeloos. Ons dienslede is nie lekker. Pastor Kennedy nog kom mee. Moedeloos! Kom met sy eie gevoelens. Moedeloos kom om jou te maak dat jy moedeloos gaan word. Moedeloos kom en hy laat jou swaar kry. Gister was het so 'n mooi dag. Alles was dan so lekker gewees. En vandag staan ek op met 'n moedelose gevoel. En my dinge is net nie lekker in my lewe nie. Ek het nie die thema gekies in die Boksburg. Ek gaan net aan. Moedeloosheid maak dat jy traag is van gees. Moedeloosheid maak dat volhardheid wegstap. Want jy maak plek uit jou hart om moedeloos te wees en dan kan jy nie eens amen sê nie. Jy maak plek vir moedeloosheid, dan kan jy nie eens aan Petrus kom uittrek nie. Want ek is moedeloos. Moedeloos. Speel sy nou met jou geloof ook. As jy so moedeloos word, dan begin jou geloof ook sommer te wankel. Ek het dan nog so kwaai gevolhard. Ek het dan geweet die Here lewe. Ek het dan geweet hy sal voorsien. Hy het nie beloof. Maar hier kom die moedeloos. En hy kom van nie aan jou geloof. Dan vry vir jou hoor jy. Jy was al baie lang gevra. En dit kom gaan nog nie reg nie. Wat nou? En dan maak jy meer plek vir moedeloosheid. En omdat jy moedeloos is, jou geloof begin wankel, dan kom versoeking. Kom nader. Jou geloof begin wankel. Jy is moedeloos. Dan stap versoeking ook in. En as versoeking nader stap by jy, dan raak jou sak al moeiliker. Jou gebed is hoe sê mens? Ons nie op jou gebedspatroon verander. Versoekers staan ook hier langs. En ek praat nie. Kom, ek gaan goed terug hier. Ek het so 5 puntjies daar uitgehaal by die gebed. Wie volhard tot die einde sal gered word. Jy moet volhard in gebed om ook gered te kan word. Dan kom Efesiërs 6 vers 18. En hy sê doen alles in gebed
en wees waaksaam. Doen alles in gebed en wees waaksaam dat versoeking jou nie pad langs kom nie. Wees waaksaam dat jy nie moedeloos word nie. Wees waaksaam dat jou gebed patroon nie verander nie. Wees waaksaam. Want wie volhard tot die einde sal gered word. Ek is amper klaar met julle gaan nou. Ek sê dis waarom man. Net iets by die kerk. Staan gou op Donnie. Donnie staan gou op. Met Afrikaans Engels praat. Laat ons loop. Is jy nog lekker? Kerk lekker lekker. Kerk lekker lekker. Kan jy dit maar? Halleluja. Wie volhard in swakheid. Wie volhard in swaarkry sal gered word. Swaarkry sê dan maar Romeine 5 vers 3. Ons verheug ons ook daarin dat swaarkry ook 'n einde sal kry. Swaarkry het ook 'n einde. As dit volhard tot die einde, maak nie saak hoe moeilik dit nou gaan nie. Ek moet deurdruk. Ek moet volhard. Ek moet vashou. Ek moet by die Here skuil. Ek moet nie rondkyk nie. Ek moet op die Here vertrou. Swaarkry het ook 'n einde. Vraag maar af as het sala. Die baie swaar gekry. Onder die man. Weet jy ek vloeke doen my nie gerus. As ek dik vrou. Dan vloeke ek doen my nie dat die vrou skaam word. En die doen my nie ons nog aan vertrouw ook. En die Here is goed. Amen. Halleluja. Swaarkry het ook 'n einde. Want swaarkry kweek volharding. Swaarkry maak dat jy volhard. Swaarkry maak dat jy net glo. Swaarkry maak dat jy net deurdruk. En dan roep jy as jy ek sal ook aan die kant uitkom. Amen. Ek werk by 'n pensionershuis, ek het nie werk nie. En die pensioner hou my vra vir my kom paint my huis. Ja. Maar een goeie middag stap ek op van die oma se huis af. As jy betalende werk nie, oma wat my bezig hou, dat ek moet vergeet van my swaarkry. En eenmaal stap ek op van die oma se huis na my huis toe. En ek praat met die Here, ek sê vir die Here swaarkry het ook 'n einde. Swaarkry moet ook klaar kry. Ek sit so 10 minute by my huis, tent pas 3 die middag. Toe lê my voet. Toe val die Suid-Afrikaanse weermag. Ken het werk jy of wat maak jy? Iemand in die weermag het. Sê ek is nog by die huis. Sê nou môreoggend. Swaarkry het 'n einde, mense. Amen. Ons sal nie daarin bly nie, as ons volhard in die Here. Versoeking, ek wil net gou weer daarmee versoeking loop. 1 Korintiërs 5 vers 8, die duiwel lê en loer vir jou. Op soek na 'n siel wat hy kan verslind. Want hy is 'n versoeker. Hy is op jou spoor. Hy wil nie hê dat jy die Here moet dien nie. Hy wil nie hê jy moet jou hande oplig of sê dank die Here nie. Hy sê, die Bybel sê hy is op jou spoor. En hy soek 'n siel wat hy kan verslind. En sodra jy die opening maak, dan kom die duiwel in en hy
Hulle sê nie kom jy broer of jy ouderling nie. Hulle word nooit geblame nie. Evangelis word nie geblame nie. As hulle weet hy was bekeer en hy is nou rou, dan sê ek jy het pastoor. Die duivel lê voor die deur en hy is op soek na siele wat hy kan verslind. Hy sal nie ophou voor hy iemand in die hande gekry het nie. Maar dan kom stap Jakobus verby in hoofstuk 1 vers 12. Hy sê salig is die man of die mens wat versoeking verdra. As hy die toets deurstaan, dan sal hy die kroon van die lewe ontvang. Salig as die mens wat hierdie versoeking aan die versoeker kan weerstaan. En vir ons sê Satan in die naam van die Here, hier is die plek vir jou hier nie. Amen. Salig is die mens, want hy sal 'n kroon ontvang, wat jy met die versoeker kan weerstaan. En ek weet die kroon van die lewe word nie uitgesit vir enige iemand. Jy moet werk vir jou kroon. Maar weet jy die oude hier mense kry hulle ook kroon nie. Ja. Kry hulle. Nee. As ek maak dat ek geval word en wag tot ek siek is op my siekbed lê, dan roep ek julle kom bid. Ek wil ook nou aanneem, want ek wil ook 'n kroon hê. Junior, jy kyk my moenie weg vir die oude hier. Die versoeker rus nie. Of jy nou deel volhard in die gebed. Of jy nou in jou swaar kry deurstry. Die versoeker rus nie. Hy wil hê iemand moet val. En as jy sien dat jy nie kan sy versoeking staan nie, dat jy begin dinge praat of sê wat nie in lyn is met die woord van die Here nie, dan weet jy iewers het ek 'n preek gekry. Wie verlaat tot die einde sal gered word. Volharding op jou knieë voor die Here. Volharding reguit na Jesus toe. Volharding van die versoeker sê, ek sal nie omdraai nie. Volharding as vir die Here sê, ek luister Here spreek. Volharding as vir die versoeker sê, staan een kant toe, want ek wil nie met jou wees nie. Sit met taxi nou. Hier afdorp toe. En die drywer sit op sy foon. En ek kyk op my foon en ek sien is 56. En hierdie man praat op 'n taal. En hy ry so 35. Hoe staan die versoeker op? Toe voel ek met die man sê, hey papa, sit nie jou foon en ry, want ek moet vooruitkom. Maar dan loer sy daarmee. Toe moet ek maar stil bly. Want toe voel ek, met binnekant bewe. Hierdie man kan nooit, ek het gebetaal. En ek ry, omdat ek is nou daar, omdat ek op 'n tyd daarvoor moet wees. Ek ry nie op jou tyd nie. Ek weet, wat ek weer stil bly.
En ek weet nie, my vrou bly kyk na my toe. Seker weet jy, ek wil met die man gesels. Geloof. Ons moet volhard in geloof. Ons moet nie toe dat ons geloof wandel nie. Maar kies op hoe warm is die son. Maar kies op hoe warm is die sinke nie. Volgende jaar gaan pas ek vir julle sinke. Toe maar ek wil ons skakel ons die hier aan. Wil ek net sponsor? Volhard in geloof. 2 Timoteus 2 vers 12. As ons volhard, sal hy saam, sal ons saam met hom eendag regeer. As ons volhard tot die einde toe, as ons in gebed bly tot die einde toe, as ons die swaar kry gaan tot die einde toe, sê die Bybel, sal ons eendag saam met hom gaan regeer. Maar ons moet volhard tot die einde toe. Help jy ons volhard? En hier iewers as ons volhard tot die einde toe, sê die Bybel, dan sal ons saam met hom gaan regeer. Dan sal ek eendag langs hom gaan staan. En dan sal ek ook kan sê, skiet die stoel vorentoe. Ek sal saam met hom regeer, as ek volhard tot die bitter einde toe, tot die besyne blaas. En hy die boeke oopmaak. En jou naam is geskryf. Klaar. Ons is op 'n toets op die aarde om al hierdie dinge te kan deurstaan. God plaas jou in 'n kursus in om jou geloof te toets, om jou swaarkry te toets, om jou gebedsverandering te toets. Wat is die ander een? Om alles in jou lewe te toets. Ek is verlede jaar in Oudtshoorn. En toen word ek getoets. Tot op die bitterste. Hulle toets jou om te kyk of jy staande sal bly. Hulle druk en stoot jou om te kyk of jy reg is om eendag te kan regeer. Hulle toets jou om te kyk as ons jou hier uitstuur, sal jy kan gaan doen wat van jou verwag word. Tweede Timoteus sê, as ons volhard, sal ons saam met hom eendag regeer. Amen. En om eendag saam met hom te kan regeer, of te wil regeer, moet ons die toets deurstaan. Om eendag saam met hom te kan gaan staan, en vir Paulus te roep, moet ons hierdie toets kan deurstaan. As ons eendag voor die oospoort verskyn, en hy roep nie jou naam uit nie, dan jy nie die toets deurstaan nie.
gaan afsluiten. Als je toets geslagen hebt in je geloof. Als je voor altijd in verzoeken. En een gebed en een zwaar krijgt. En je komt voor die oospoort. Dan is daar een beloning voor jou. En je beloning is Mattheüs 24, vers 13. En zij die gevolgd tot de einde. Je beloning is Mattheüs 24, vers 13. Wie volhardt tot het einde zal gered worden. Maar dan komt zitten we in de Kronieken 15 vers 7. Om die beloning te kunnen ontvangen, moet je vaststaan en die moedeloos worden. Want dan zal je die loon van volharding ontvangen. Wie moet zo maar zeggen? Tweede Kronieken 15, 7. Als je er vaststaan en niet moedeloos wordt niet, dan zal je die loon ontvangen van volharding. Als je niet moedeloos wordt op die pad niet, maar ons is menselijk. Maar probeer om te volhouden. Zodat ik gered kan worden. Probeer om bij die Heer te blijven. Zoveel als mogelijk. Probeer om weg te stappen van kwaadhoofd af. Ik reed elke ochtend naar hier Soweto. Ik ben dus nog net niet bij deze. Als ik daar op kan kiezen, dan kom ik terug Soweto. Dan hoor ik daar weer in Soweto is een moeilijke plek in de ochtend. Om te reizen weet ik zeker hoe die 4000 taxis van in de ochtend alleen aangelopen. En het begint met baie moeilijk geworden voor die mensen. Die taxi-drivers en die losdrivers. Als ze zien, in de keer dan gaan hij in. En één dag, maar ik in Pretoria terug. Iemand bel mij die is bij die eenheid gaan toemaken. Smoke down. Ik is een middelrand. Ik moet die kar in die eenheid komen los. Ik moet een toestemmen voor ik sleutels kan afleren en die eenheid gaan rijden. Die bus met ek reise mensen raakt voor mij. En dan begin ik zo 160 te rijden. Allebei geel rijden. Geest van de Heer is baie mooi. Die geest van de Heer is baie mooi. En ik begin zo met 160, 170 te rijden, al die geel rijden. Die geel rijden is net zo snel. Die is barriers. Die is trokken. En ik rijd. Die was baie mooi. Die Heer zei voor mij op die ogenblik. Wees niet bezig om te volhouden. Je raakt moedeloos. Je raakt kwaad voor die volgende drivers. Je raakt opgewekt. En dan rijdt te stadig. And I pick up my phone and I dial that same number. En ik zeg van ik weet waar ik blijf. Vat in die bus en ga naar huis toe. En ik zal het niet maken. En tijd niet. Want ik is niet bezig om te volgen. Ik is bezig om met die geest in te gaan. Ik is bezig om kwaad te worden. Ik is bezig om dingen te doen wat niet recht is. En toen denk ik aan Zuster Cecilia, als ik moet in hierdie barriers vastrijden en ik kan val daar iemand, hoe zou ze weer waar lezen? Ons moet vandaag door die einde om beloond te kan worden. Openbaring 2 vers 2. Ik ken jou. Ik ken hoe volhard je.
Ek ken jou geloof. Ek ken jou gebedslewe. Ek ken die versoeking waardeur jy moet gaan. Ek ken die swaar kry wat jy moet dra. Ek ken jou. Sê die Here. Hy sê, ek weet alles wat jy doen. Ek ken jou onvermoeide arbeid. En ek ken jou volharding. Ek ken jou onvermoeide arbeid. Ek ken jou gebedslewe. Ek ken jou geloof. Ek ken jou opstaan. Ek ken jou sit. Ek ken jou slaap. Ek ken jou omstandighede. Ek ken jou. Ek ken jou. Jy moet net volhard. En nie omdraai aan die stryd nie. Dan kan jy eendag saam met my gaan regeer. Openbaring 2 vers 2 sê, ek ken jou. Openbaring 3 vers 11 sê, ek kom gou. Omdat ek jou ken. En ek weet jy word gou kwaad. Jy kan nie verdrukking vat nie. Jy kan nie vat om verstoot te word nie. Jy kan nie swaar kry deurstaan nie. Dan bring jou gebed onder toe. Ek ken jou. Maar ek kom gou. Hou vas wat jy het. Sodat niemand jou kroon kan wegvat nie. Want as jy volhou tot die einde, as daar vir jou 'n kroon weggeberre, maar dan moet jy deur al hierdie fasette kan gaan, dan moet jy alles kan aanvaar, dan moet jy alles kan doen wat die Here wil hê jy moet doen. Om jou kroon te kan ontvang. Want jou beloning, in Mattheus 24, vers 13. Iemand sê oorwinning behoort aan die een wat volhard tot die einde. As ons volhard tot die einde, dan staan ons meer as oorwinnaars. En dan kan ons saam met hom regeer. Die Here seën die naam.